much from the Lord is the rich. Prijs die Here. Groet elkeen in daar. Amen. Wat genoem word Jesus. Die Here is groot en goed en wonderbaar. En God is van ewig vraag. Dan is die groot gebod gaan lees, dan is ons verstaan uit Markus die 12de hoofstuk. Markus 12 vanaf vers 28. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor weer dit is. En wist dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom: die eerste van al die gebooie is: hoor Israel, die Here ons God is die enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerdes sê van hom: goed meester, jy het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag. En om die naaste lief te hê soos jouself is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Jesus sien dat hy verstandige antwoord het, sê vir hom: jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Amen. Dit wat so wonderlik is, dat die woord van die Here sê dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart, hele siel en hele verstand, al jou krag. As jy lief is vir iemand, dan wil jy altyd in daai persoon se geselskap wees. Hoor jy wat ek sê? Jy wil altyd in daardie persoon se geselskap wees. Nou, baie keer sê mense, ek is lief vir die Here Jesus. Hoor jy hoe lieg mense? Mense kan lieg. Dat hulle sê, ek het Jesus lief met my hele hart, hele siel, hele wese. Dis eina woorde. En dan is ons nie werklik waar so lief vir die Here as wat ons sien. As ek so lief is vir die Here, dan wil ek graag in sy teenwoordigheid wees. As ek lief is vir iemand, dan wil ek graag in daardie persoon sy teenwoordigheid altyd wees. Hoor jy wat ek sê? Glory to God. Ek wil hom saam met my lees, Matteus, die 13de hoofstuk. Glory to God. Matteus 13. Dan vanaf vers 24 lees, weer met vers 30. Dan pas vanaf vers 36, weer met vers 43. Ek wil vanmôre hier sou hierdie boodskap titel, as ek hom 'n titel mag gee, die onkruid. Die onkruid. Matteus 13 vanaf vers 24 sê. 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê: die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mens slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet het en vrug gedraai gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Maar waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: 'n vyandige mens het dit gedoen.
toe sê die diensknegt vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak? Maar hy antwoord nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring by mekaar in my skuur. Vers 36 sê, nadat hy die skare weggestuur het Jesus huis toe gegaan. En sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. En die maaiers is die engele. Net soos die onkruid daar by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en 'n geknars van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Die ore het om te hoor, laat hom hoor. Prys die Here. Die baie keer die Here Jesus nie met gelykenis gespreek tot die volk, vir die mense. Die Here Jesus gebruik hierdie gelykenis om te sê, dis soos 'n heer wat sy saad gevat het en gesaai het in die land. Maar oornag, toe kom daar onkruid op, tussen die goeie saad. Daardie koring wat gesaai het, is mos die goeie saad in die lewe. En daardie onkruid wat daar tussenin kom, is die onkruid wat veroorsaak dat hierdie goeie koring eintlik verdruk moet word. Want die vyand kom en hy saai die verkeerde saad. Want hy vra van meneer, het hierdie nou 'n goeie saad gesaai in hierdie wennings, in hierdie land nie? Kyk wat kom hier op, al hierdie onkruid. As jy tuin maak, en jy spit die grond om, en daardie grond goed bewerk word. Want as jy die saad van die onkruid los in die grond, dan kom dit op. En dit verdruk die goeie saad wat jy saai. En daardie goeie saad se kragte word weggevat van hom af. En hy kan nie groei nie. Hy bly klein. Hy bly 'n swak gehalte vrug. Wanneer jy dit goed behandel het, dan gaan daardie groente, daai vrug, goed groei. Maar ons lewe in hierdie lewe wat ons in is, die goeie saad is die woord van God, wat gesaai moet word in hierdie wêreld. En baie mense ontvang hierdie goeie saad. Maar die vyand is daar om slegte saad te saai in die kinders van die Here se lewens. Hoor jy wat ek sê? Die vyand wil die slegte saad saai in die kind van God se lewe. En dit wat jy moet voortbring
bring jy nie voor. Jy sukkel om dit voor te wil bring. Omrede daarom slegte saad in jou bedding gesaai is. En dit begin jou te verdruk. Ek wil vanmôre sê, dit kos God se genade in hierdie dae. Dat ek en jy in opregtheid moet wandel voor die Here se aangesig. Die woord van die Here sê vir my, wees so opreg soos die duwe en so versigtig soos die slange. Die wêreld wil die kind van God insluk. Die wêreld wil die kind van die Here vernietig. Ons sit in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld. Daarom moet ek en jy as kind van die Here wandel om God te behaag in alles in ons lewens. Wanneer ek die verkeerde toelaat in my lewe, wat gaan gebeur? Die goeie is besig om uit my lewe uit te gaan. Stelselmatig sonder dat ek dit besef, sonder dat ek dit weet. Die kind van die Here moet, wat die Here ook sê, pas op vir jouself. Dat jy nie in hierdie lewe verstrik raak deur die sorge van die lewe en die ongeregtigheid van die wêreld en in dronkenskap en al hierdie tipe van goeders. Daardie dinge is die dinge, die onkruid wat die wêreld saai. Die onkruid is die kinders van die duisternis. So baie keer, ek het al gehoor wat mense sê, man, alle mense is kinders van God. Ek stem baie glad nie saam met dit. Baie gerus. Stel ek nie saam met dit. Stel ek dit te. Want die woord van die Here sê vir my baie duidelik een ding. Hulle wat hom aangeneem het, hulle wie in sy naam glo, het hy mag gegee om kinders van God genoem te kan word. Wat het hy gesê vir die Jode? En jy kan gaan lees Johannes 8. Het hy vir hulle gesê, wat sê hulle vir die Here Jesus? Sê, Here, ons het Abraham as ons vader. Hulle het God gedien, as ons kan so stel. Hy sê, as julle Abraham as julle vader gehad het, sou julle gedoen het wat hy sê. Maar nou het julle die duiwel as julle vader. Hy sê vir hulle reguit, die duiwel is julle vader, want julle doen wat hy sê. Maar wanneer ek in God se weë wandel, is ek 'n bloedgewasse kind van God. Is ek 'n kind van die Here. En God wil hê ek en jy moet ons lewens besoekel. Dikwels hoor ons nie 'n maklik woord om hoor ons nie. Hierdie persoon is nou in die hemel. En hierdie persoon is aan die voete van Jesus. En hy sit op die skoot van Jesus. Is omdat mense hulle gewete wil sis. En nie besef wat hulle sê nie. Hulle ken nie die God van die heelal nie. Ek kan nie lewe in hierdie wêreld soos wat ek wil nie. Ek kan nie in hierdie ongeregtigheid lewe nie. En toelaat dat die onkruid my besoedel nie. Want hy gaan verdruk word. Net so gaan jy val in die struik van die vyand. Die Here wil hê ek en jy moet wandel in sy weë, in die vrese van God.
Daar gaan 'n uur aanbreek. Wanneer daar nie meer tyd gaan wees om te sê, Here, vergewe my nie. Ons het gister weer 'n tyding gehoor van iemand wat net langs ons gebly het. Die man se vrou is donderdag oorlede. Die dood tree in 'n oogwink. En die mens wil graag regmaak die laaste oomblikke. Maar voordat jy kon regmaak, toe jy dood. En die dae wat ons wil lewe, wat ons in lewe nou, wil die mense nie meer die goeie saad in hulle lewens kry nie. Die mens soek 'n gerieflike godsdiens. Ek kan nie wil voorgee wat ek nie is nie. Daarom sê die woord van die Here, julle moet so opreg wees soos die duwe. Het jy al gekyk na 'n duif? 'n Duif het geen gal in hom nie. Daar's geen bitterheid in hom nie. 'n Duif is opreg. Maar hoeveel gal het kinders van die Here nie in hulle lewens? Hoeveel bitterheid het kinders van God nie in hulle lewens? So baie mense kyk na hulle verlede. Vergeet jou verlede, man. Daar's 'n toekoms vir jou in die lewe. Om uit te kom uit jou verlede uit. Want jy vertrou God nie. En as ek my lewe aan die Here oorgee, en sê, Here, hier is ek, verander my lewe. Nie soos ek dit wil hê nie, maar soos U dit wil hê. Dan verander God dit. Maar jy moet hom toelaat, en ek moet hom toelaat. Amen. As ons dit nie doen nie, het ons 'n probleem. Daar's duisende mense wat lewe in hulle verlede. Mense wat sê, ons kinders van die Here. Ek en jy moet in oorwinning kom. Oor ons verlede. Oor die onkruid wat in jou lewe was. Ek moet God vertrou. Met my hele hart, siel en wese. Want daar gaan 'n dag kom, wanneer die Here sy engele gaan uitstuur, om die onkruid bymekaar te maak, en saam te bind, en in die vuur te werk. En hy gaan sy kinders bymekaar maak, saambring, om waar te wees. Maar hou my sien even. Ons het gesê vanmorgen. Ons het huis. Ons het 'n woning in die hemel. Skilder maar vir jou 'n prentjie hoe mooi huis het jy. Jou mooiste prentjie wat jy gaan skilder is nie eens best. Ag man, jy kan maar vergeet dan. Wat 'n wonderlike huis gaan God vir jou en my bou. Want die Here wil hê ek en jy moet wandel. Woord van die Here sê vir ons in Matteus 8. Ek weet nie die teksgedeelte presies nie. Waar hy sê, die kinders van die koninkryk, dis harde woorde, die kinders van die koninkryk. Hoor jy wat ek sê? Met ander woorde, die kinders van die Here sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Ek kan sê, Here, maar nou, dan sit te vergeefs dat ek dit nie. Nee. Ek en jy het 'n stryd om te stry. Ons is in hierdie onkruid, wêreld van onkruid. Wêreld
wat jou wil verdruk en verdring. Jou lewe wil dooddruk. Want ek en jy laat dit toe. Ons laat dit toe. Die koms van Jesus is naby. Waarheen is ons op pad werklik? So baie keer sê ons, Here, hier is ek. Vorm my en maak my soos U wil. As jy nie wil hê God met jou en my vorm, as ons nie wil hê die Here moet ons vorm en maak soos hy ons wil hê nie, moet ons dit nie sê nie. Moet ons dit nie vra nie. Soms is dit seer prosesse wat jy moet deurgaan in die lewe. Maar op die ou einde van die dag wil God hê ek en jy moet skitter voor sy aangesig. As 'n liedjie wat ons sing sê, Here vorm my en maak my soos U wil. U is die pottebakker, ek is die klei. Nou as jy nou 'n bietjie wil prakties raak, kry vir jou klei en dan begin jy daai klei te brei. En jy begin vir jou 'n vormpie te maak soos jy wil hê. En dan moet jy begin te dink terwyl jy daai vormpie maak uit daai klei uit. Soos jy wil hê. Nie soos die klei wil wees nie. Soos jy wil hê. Want jy nou die klei in jou hande. Dan vorm jy daai klei in die voorwerp wat jy wil maak. Met ander woorde, die klei het die toestemming. Hy gee die toestemming om gevorm te word. Nou ek en jy is vanmôre klei in die hande van God. Ek en jy moet sê, Here, hier is ek, vorm my soos U my wil hê. Moenie vanmôre vra en sê, Here, ek wil wees soos hierdie een of daai een nie. Jy kan soms iemand kyk en sê, dink jy, hierdie persoon is 'n fantastiese mens, is 'n groot kind van God. Dis wat hy die duiwel van self. Dis waar. En ons slaan ons oë op na die mense toe. Wat sê die woord van die Here? Slaan jou oop na die berge. Waar sal jou hulp vandaan kom? Jou hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Dat ek en jou se oë gefestig sal wees op die koning van die eeue, die God van die heelal. Dat ek en jy God sal dien met ons hele hart, hele siel, hele wese. Here, ek het U lief. Wat het die Here gesê vir Petrus? Petrus, het jy my waarlik lief? Ja, Here, ek het U lief. En hy vra hom die tweede maal, Petrus, het jy my waarlik lief? Hy sê, ja, Here, U weet. U ken alles. Die derde maal, toe hy vra hom weer, Petrus, het jy my waarlik lief? En wat het gebeur? Petrus het begin te ween. Petrus het begin te huil. Sê, Here, U ken alles. Hy sê, laat my skape wei. Laat my skape wei. God gee vir jou en my geleenthede in die lewe. As jy jou asem die laaste keer uitgeblaas het, is dit tickets. Is daar nie meer 'n geleentheid nie. Daar sê 'n ding van klops, ek sluit vir jou die hemel oop, of klops, ek sluit hom vir jou toe. Hy storie werk nie. Hy werk nie. Jy kan nou nie meer 'n gebed intree vir daardie persoon wat dood is nie. Vergeet dit, is verby. Hy het sy tyd gehad, sy het daar tyd gehad om God te kan dien en maar lewe met reg om sy lewe terug te maak met die Here Jesus. Om net kerk toe te gaan, vat jou nie God se koninkryk toe nie.
Dit kos dat ek en jy God moet dien en opregtheid van hart. Geen valsheid in ons lewens nie. Geen suurdeeg in ons lewens nie. Suurdeeg laat jou opblaas, nie waar? Of lieg ek nou? Want as ek sien jy gooi suurdeeg in 'n brood en jy knie hom, reis hy so. Die suurdeeg van hierdie wêreld laat jou reis. Dit maak jou opgeblaas. En as jy opgeblaas dan lyk jy so 'n bropper. God wil hê ek en jy moet opreg wees met hom. Ons moet in daardie bedding gesaai. En ek en jy moet in hierdie lewe die lig wees in hierdie wêreld. Om vir ander mense te kan skyn. Sodat hulle dit kan sien, ons dien God werklik waar. Nie net met die lippe nie. Baie mense dien God met die lippe, maar nie in woord en in daad nie. Ek moet God dien met my woord, en my hele hart, en my hele siel, en my hele krag, alles wat in my binneste is, moet ek God kan dien. Met ander woorde, my spraak en my dade moet ooreenstem. Hoor jy wat ek sê? En dan sê ons, ag, dit maak nie saak. Dan sê jy wat jy maak nie saak wat mense vir jou sê nie. As jy God dien in gees en waarheid en jy wandel in opregtheid. En dan praat van jou sleg. En jy weet dis leuns. Dis genade by God. Dis genade by God. Maar as jy die verkeerde dinge doen in die lewe en mense praat van jou sleg, is dit nie genade nie, want hulle praat die waarheid van jou. Want hulle sien wat se boom is jy. Hulle sien wat se tipe van vrug dra jy in die lewe. Hulle sien wat het jou deurdronge. Ons word deurdronge, ons gaan maklik deurdronge word deur die wêreld. En ons sê, ag, God is ons goed. God is goed vir almal. Maar hoe lyk jou in my binneste vanmôre met die Here? Hierdie Portugees prediker sê vir hom, hoe gaan dit? Hy sê, since Jesus came in my life, my garden is growing plenty. Hoor jy wat ek sê? Ja. Daai Portugees, hy sê, since Jesus came into my garden, hier binnekant in jou garden, hierdie binnekant se tuin van jou. Since Jesus came into my garden is growing plenty. Are your garden growing plenty? Plenty of uncleanness, of plenty of cleanness of Jesus Christ. Toe sê man, ek binnekant groei ek. Want die Here het my lewe verander. Nou groei ek in die binneste. Maar wanneer die wêreld begin in te sluip, dan word dit begin so stelselmatig afgesny in jou lewe. En waar gaan jy en ek en jy eindig eendag? Die koms van Jesus is baie naby. Kom ek en jy wees, soos die woord van die Here sê, opreg soos die duwe en so versigtig soos 'n slang. 'n Slang kom nie na jou toe nie om jou te kom aanval. Hy vlug weg van die gevaar af. En die weermag het jou geleer, jy moet jou voete stamp. En dan voel hy slang hy trilling en dan vlug hy weg. Môre God hê ek en jy met die onkruid in ons lewens hê. God wil ons ontslaa raak van die onkruid in die lewe. Baie keer
gaan haal die kinders van die Here, die onkruid, en te sê, welcome in my life. Welcome in my life. I love the garbage in my soul. Ons moet vanmôre sê, Here, ek wil nie wandel in die weë nie. Wat het Paulus geskryf ook? Hy sê, verwyder die slegte mense onder julle uit. As mense heeldag net loop, in die ongeregtigheid doen in jou lewe, en in die kinders van die Here se lewens, daar is jy, staan jy daar so. Dan verwyder jy die slegte dinge uit jou lewe uit. As ek en jy dit nie doen nie, het ons 'n probleem. Ons moet God vertrou en te sê, Here, hier is ek. Hierdie tuin, dat die groente wat daar geplant is, die vrugte wat daar geplant is, sal ontkiem en wasdom sal voortbring, sal groei tot die volle grootheid wat dit moet wees. Dis ek en jy as kind van God wat dit toelaat of wegstoot in ons lewens. Soek altyd die fout by iemand anders nie. Maar ons eie lewens wil ons nie ondersoek. Ons always pass the bucket. As jy die emmer in jou hand het, en jy check aan sien nie, wil ek dit vir hom gee. Sê nie so worries. Ek paas my gemors vir hom. Want ek is nie bereid om verantwoording te vat nie. En steur dat ek hierdie emmer vat, want die kom gemors in, en uitvat en uit te skit en sê, laat dit uitkom uit my lewe uit. En ek kan skoon kom, soos God my skoon wil hê. Nie soos ek wil hê nie, maar soos die Here my wil hê. Here, hier is ek. Vorm my en maak my soos U wil. En ek sê vanmôre weer, kind van die Here, die koms van Jesus is naby. Hoe staan ons lewens vanmôre met die Here? Hoe lyk jou in my tuin vanmôre, in ons binneste? Weer kinders van God, doen dinge, en dink niemand sien nie. Weet jy dit? Jy hoef nie te hê dat iemand jou vertel nie. God openbaar dit. Die Here openbaar dit. En Sondag, as ons in die huis van die Here is, is dit klomp heiligste mense wat daar sit. Die botter kan nie smelt in jou mond, en so heilig. So soet is jy. Man, suiker smelt nie in jou mond. Jy soeter as die suiker. Maar as jy uitstap, is dit 'n ander persoon. Heeltemal 'n ander persoon. Die koms van Jesus is naby. Hoe is jou en my lewe voor Jesus? Ek kan miskien wel verberg, ek het hier in 'n verberg vir die mense. Vir God kry en jy niks. Maar niks verberg. Die donkerste donker wat jy kan kry in jou lewe, is lig by God. Hy sien alles wat in die donkerste donker is. Die koms van Jesus is naby. Ek kan vanmôre sê, ek wil eintlik al 'n boodskap gehad het. Ek wil nie dit gehoor het vanmôre nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, jy moes dit hoor het.
Ek en jy moes dit gehoor het. Ja. God wil hê, ek en jy moet 'n skoon tuin hê. Die onkruid, hierdie wêreld, besoedel jou my. Ons het nog geleentheid om die besoedeling uit ons lewens uit te kry. Die mens, die kinders van die Here het nog die tyd om te sê, ek wil hierdie vuil water in my lewe ontslaa raak. Want as Jesus gaan kom, gaan hy kom haal die wat rein is van hart. Die Here gaan kom haal net die wat rein is van hart. Die woord van die Here sê dat gaan hy geween en 'n geknars van die tande wees. Here, ag, jy weet ons regverdig onsself mos. Ons is lief om dit te doen. Ons is die Adam en die Eva skorte wat ons aantrek. Die kleed van selfregverdiging. Trek ons daai kleed aan. Ag, ek is alright, weet jy so. Wat is dit is nie alright. Is jy ver van alright af. En as jy alright is, dan is jy ook nog nie reg nie. Alright, die woord van die Here, ag die woordjie alright sê vir my dis alright. Dis alright. Dis nie jy so tussen die bome en die bos. Tussen die bordel en die lei word jy vasgeklap in hierdie wêreld. Terwyl God jou my daar wil uit hê. Dat jy vry kan wees in Christus Jesus. Om te wandel met 'n blydskap in jou hart. Dat ek en jy vir die wêreld 'n voorbeeld sal wees. Nie om saam met hulle die verkeerde ding te doen nie, maar om te vertel van God se liefde en genade. Van sy goedertier. Want Jesus soek dat ek en jy hom dien in oprigtheid van hart. Dan kom 'n uur wanneer die mens God moet aanbid in gees en in waarheid. Kom ons aanbid God in gees en in waarheid. Met opregtheid van hart. Jy weet ek praat vanmôre met my broers en ek dit kan. Ja, daardie vrou by die put van Jakob gesit het. Samaritaanse vrou. En sy en die Here Jesus met haar praat. Toe sê vir haar: "Julle aanbid wat julle nie weet nie, maar ons aanbid wie ons weet, wat ons weet." Jy moet God aanbid in gees en in waarheid. En hy het haar lewe vir haar uitgespreek. En sy het gegaan om te vertel vir 'n mens om te sê, kom kyk, is dit nie die Christus nie? En sy lewe wat sy gehad het, die gemors wat in haar lewe was, het verander. Uit haar uitgeskit. En sy vertel die mense kom. Daar's 'n verandering in haar lewe. Daar's 'n verandering in die ander mense se lewens. En hulle glo haar wat sy gesê het. Maar toe hulle hoor wat Jesus sê, toe sê sy, ek glo nie meer net wat jy sê nie, maar ons glo wat Jesus sê. Dis tyd dat ons begin te glo wat Jesus sê. En wat God wil doen vir jou in jou lewe. Dan kan ons lewens totaal geheel en al verander. Om hom te dien, is julle hart, siel en wese. Ek kan vanmôre sê, kom knie. Kom maak jou lewe reg met Jesus. Ek wil die vraag vra, hoe opreg is jy dan? Hoe opreg is ons werklik waar? Baie keer praat God met jou. Die Here het jou geraak in jou hart.
En weet jy wat, ons is nie bereid om op te sê, staan ons sê, Here, I surrender all. Here, ek gee alles oor. Alles, alles. Wat beteken alles? Alles. As die rower by jou kom, en hy druk 'n pistooltjie in jou kop en hy sê, gee my alles wat jy het. Wat gaan jy doen? Jy gaan alles gee. Nou Jesus druk nie 'n pistooltjie in jou kop nie, hy sê vir jou, gee my jou alles. Gee my jou lewe. Nie om jou te beroof, maar dat ek en jy los kan kom van die verlede, van die ongeregtigheid, van die sondigheid in die mens se lewe. Sodat jy geheilig en gereinig kan word. Dat ek en jy begin kan gesien met oë en 'n hart van blydskap. Jy kan dit nie doen as jou tuin vuil is nie. Maar wanneer jou tuin skoon is, glory to God. Is daar mooi groente wat groei. En God wil hê, ek en jy moet skyn in die wêreld, sodat ander mense, jou en my lewe, nie kan hoor wat ek en jy praat nie, maar ook kan sien, dat ons die woord, die daad met die woord sit. Nie wat ons net sê nie, maar wat ons ook doen. Dis wat belangrik is. Wat ek en jy saai in die lewe, is dit wat ons gemaak. Saai ons ongeregtigheid, dan gaan ons ongeregtigheid maak. Saai ons liefde en blydskap, wat gaan gebeur? Dis dit ons gemaak. Amen. Hoe lyk jou lewe vanmôre? Is daar onkruid in jou lewe? Nou dat Jesus kom, word verheerlik. God verheerlik sal word. En ek hier elke sien is.